Sorry, goeiemôre almal. Dit is baie duidelik die skole het ook weer begin en dit is kosbaar om almal so hier saam te sien en dit bly 'n voorreg wat ons het om saam te mag gaan bid. Saam te mag dien. Erediens waar ons Here openlik teenoor almal ook mag eer en hom dien. Ook vir die mense wat via die regstreekse uitsending vandag deel in hierdie erediens, so baie welkom. Ek wil net nou al noem, die kinders gaan nie vandag tydens die erediens uit nie, want vandag is die amptelike of die formele katekisasie opening, so hulle gaan tydens die erediens ook hier in die kerk sit. En daarom is die gerigtheid van die erediens ook uit die aard van die saak meer gerig ook op hulle. Dit bly die woord van God en ons vra regtig of ons vertrou regtig dat ons kinders ook mag verstaan en ons vra ook dat die ouers en grootouers na die tyd asseblief ook regtig vir die kinders sal help om te probeer dieper konkretiseer. So dit is dan net so vinnig oor vandag se erediens. En dan die afkondigings, die meeste van die afkondigings het al reeds voor die erediens hier op die TV skerms verskyn. Ons gaan nie nou weer almal wys nie en ons vra ook as jy regtig inligting nodig het in die hart en hand is dit die volledigste en dan ook as jy dan nog verder iets wil hê, bel asseblief vir Sanley by die kerkkantoor met groot vrymoedigheid. Dan die oggend of die katekisasie opening na die diens. En dan die volgende een, die koningskinders, die 27ste Januarie, en dan kopskuif 30 Januarie, dit is 'n boek wat Daniel gaan behandel. En as jy nog nie voorheen daar was en jy is baie welkom om nou van verjaar af in te skakel. Skakel gerus net direk met Daniel en om die boek ook te kry. Hier is die suster saamtrek, is bietjie klein, dit is DV 11 Maart en dit is in die NG Kerk Magalieskruin, maar dit is die Gereformeerde Kerk Derde Poort wat dit aanbied. En dan kopskuif 13 Mei, gesinstoerusting. Goed, en dan wil ons ook, en ons vra dit met groot vrymoedigheid. Ruben van Nieuwenhuizen gaan vandag vir ons hierso ook in die musiekbediening deel. En ons het die gewoonte ontwikkel om vir die persone wat hier voor is ook hande te klap. En dit moet so eintlik so wees. Maar ons wil tog vir u vra ook ter wille van die erediens rustigheid dat ons dit nie sal doen nie asseblief. So Ruben, ons sê nou vir jou baie dankie. Ons is dankbaar. Philip ook saam met jou. En kom ons waardeer ook die gawe van musiek. En dan kan julle na die erediens vir Ruben ook persoonlik baie dankie sê.
Dankie julle. Kom ons as deel van ons openlike verklaring waar dit wat ons hier aan mekaar bind ook, sing ons lied 255 vers 1. Ons doen dit net so rustig sittende. Here, U is die begin en die einde, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. Uit U en deur U tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Genade, liefde, vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees in jou. Amen. Ons sing tot eer van ons Here dan, en dis ook 'n geloofsbelijdenis, Psalm 48, vers 1, 4 en 5. Daarna kan ons weer gaan sit.
Dit bly 'n voorreg om ons geloof in ons Here te mag bely. Ook vir hom te sê, Here, ons glo in U en ons gaan dit later in die diens gaan ons dit ook saam sing na die preek. Wie is hierdie God, Vader, Seun, Heilige Gees? Ons bely en dit sluit ook aan by die bediening van die woord vandag in die Nederlands Geloofsbelijdenis artikel 1. Ons glo almal met die hart en ons bly met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hierdie enkelvoudig, hy's kenbaar. Dit is een God, Vader, Seun, Heilige Gees wat kenbaar is. Hy's 'n geestelike wese en hy is God. Hy is ewig, hy's onbegryplik, hy's onsienlik, hy's onveranderlik, hy's oneindig, hy's almagtig. Hy's volkome wys, regverdig, goed en hy's die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dit is wat ons bely. En dan in Sondag 1, vraag 1. Wie is hierdie God vir jou, vir my? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ek bely dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. En daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hoor mooi, dit is die Heilige Gees wat ons ook gewillig en bekwaam maak, vir ons 'n hart gee om te wil lewe volgens die woord van God. Dis die Heilige Gees wat vir ons liefde gee. En hoe lyk 'n dankbaarheidslewe? Hoe lyk ons lewe om vir die Here dankie te sê vir hierdie liefde wat hy ook in ons harte ingeplant het? Ek lees dit vir ons uit Romeine 12 vanaf vers 9. Ons liefde moet opreg wees. Daar's ander vertalings wat sê liefde moenie skynheilig wees nie. Ons liefde moenie gefeins wees nie. Ons liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. Wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help medegelowiges in hulle nood. Lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfwraak neem nie, geliefdes. Laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Sy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En as ons dink aan die 10 gebooie van ons Here, 'n lewe van dankbaarheid, dan trek alles inderdaad saam in die eerste en die laaste vers
laat ons liefde teenoor ons Here, ons liefde teenoor mekaar, ons liefde vir onsself opreg wees en moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Terwyl ons net so sit, kom ons sing dit ook saam in Psalm 25 vers 2, baie bekend. Here, help my dat ek met die regte gesindheid, 'n hart van liefde ook, 'n hart van toewyding vir U en eerbied, ook regtig lewe volgens U wil. Sit net so dan bid ons saam. Here ons Here, ons is nie hier in die eerste plek ter wille van onsself, om te kom kry, om te kom ontvang nie. Ons is hier om te kom eer, om te kan dien. En dit bly 'n ontsettende voorreg, om U te mag aanbid, Here God, Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie dat ons in totale afhanklikheid van U kan lewe. In onsself is ons niks. In onsself het ons niks. U is die lewe. Ons het saam bely, U is die bron van alles wat goed is. Ons lewe volkome uit U hand uit. Vir gesondheid, vir wat ons nodig het hier op aarde, vir geestelike vrede, vir alles, Here. Uit U hand kom alles wat goed is. U beskik ook dit wat ons nie verstaan nie. Die seer, die onsekerheid, die sonde, Here, maar ons weet in dit alles, en groter as dit alles, is U en U genade en U liefde vir ons. Baie dankie dat ons vandag ook weer hier saam kan wees, ook so in die begin van die jaar. Dankie vir al ons kinders, wat U ook in hierdie gemeente gee. En ook waar hulle formele kategese hierso by die kerk begin, Here, mag ons dit regtig ook met liefde en ywer aan hulle bedien, U woord, sodat hulle U beter mag leer ken, maar bo alles, Here, dat hulle in hulle liefde vir U mag groei en mag verinnig en mag toeneem, soos elkeen van ons ook. Ons bid vir die kerk, ook waar die synode DV in hierdie week begin, Here, hierdie tyd. Lei ons asseblief om biddend, ook saam met hulle wat daar is, te mag vra na U wil. Bid vir ons kerkverband, Here. Maak ons sterk in U. Help ons om ook groter as verskille, want daar is so baie dinge op die agenda waaroor mense verskil, Here, dat ons groter as daardie verskille, ons eenheid in U mag sien en dit mag vier, dit mag uitleef. Ook hierdie gemeente van U, Here, en elke ander gemeente. Ons weet dis U wat Here is, U is God, U is hoof van U kerk. Ons almal is die instrumente, gebruik ons, soos U wil hê, dit moet wees. Vader, maak dit rustig in ons, as ons ook nou gaan luister na U woord, en maak dit vir ons oop, dat ons mag verstaan, maar ook help ons, o Gees, dat ons eie maak, wat U vir ons sê. Ons
smeek ek diep afhanklik in U naam, Here Jesus. Amen. Ons gaan die woord van ons Here bedien uit Eksodus 3. Ons lees die eerste 15 verse. Terwyl jy dit opsoek, ons net so vinnig die agtergrond gee. Ons gaan DV in hierdie jaar gaan ons in die gemeente in terme van ons prediking en huisbesoeke en Bybelstudies en alles fokus op ek en my huis. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou daardie huis is natuurlik 'n baie wye term. Maar die eerste gedeelte en dit is waarmee ons nou begin het, is om te sê wie is hierdie God? Wie is ons God? Wie is die God van hierdie huis? Van sy huis, as ek sê ek en my huis. En ons het dit opgedeel in Vader, Seun, Heilige Gees. Die bediening vanoggend is uit die aard van die saak meer gefokus op die Vader, maar uit die aard van die saak die werk van ons Here Jesus en die Heilige Gees kan nie uit dit wees nie. En dan na hierdie fokus op die God van die huis, ons almal saam is die huis van God, die huisgesin van God. So as ons sê ek en my huis, dan sit ons saam met medegelowiges. En dan in die derde kwartaal gaan ons dan fokus op die huisgesin in die kleine. Want ons Here het ons so gemaak dat ons hierdie klomp huisgesinne vorm saam die geloofsfamilie. En dan in die laaste kwartaal ongelukkig ook die realiteit van Satan sit nie langs die kantlyn en klap hande nie. Satan probeer alles in sy vermoë om hierdie verhoudings onderling in ons verhouding tot ons Here te verbreek. En ons gaan fokus op toerusting, spesifiek ook gerig op ek en my huis in die laaste afdeling. Dis dan die Hebreë agtergrond waarin die erediens van vandag ook Jackson vanaand dan inpas. Eksodus 3 vanaf vers 1. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester in Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter wille of ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete. Die noodkreet van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. En daarom stuur ek jou na Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God,
Sê nou maar ek kom met die Israeliete en sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek hulle dan sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toegestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toegestuur. Dis ewig my naam. Dis die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Nou ja, vir ons kindertjies ook vra, dink jouself in, jy is 'n skaapboer en jy is alleen daar in 'n woestyngebied, daar's niemand anders nie. En jy's nog so rustig daarso en die volgende oomblik dan sien jy maar hier is 'n doringbos wat brand. En brand en brand en brand. En hy brand eenvoudig nie uit nie. Dink gou mooi as pappa braaivleisvuur maak. Pak 'n hele hoop kole, 'n hele hoop hout so op die braaiplek en steek dit in die brand. En later dan vlam hierdie hoop hout geweldig. Dis hoë vlamme. En dan na 'n ruk dan begin hierdie hout so een vir een middel deurbreek en hulle val later op 'n hoop. En later word dit kole en dis wanneer jy vleis braai daarop. En nog later, as jy klaar geëet het, dan is dit eintlik maar net 'n hoop as. Dis tog wat gewoonlik gebeur as, wel altyd gebeur as iets in die brand steek. Maar nou kom Moses en hierdie bos bly net brand en brand en brand en hy brand nie uit nie. En die vlamme word nie na 'n ruk kleiner en hierdie bos val in mekaar en later word dit kole en nog later as nie. Moses verstaan dit nie en ons lees hier, hy was nuuskierig, hy gaan vorentoe, nader aan hierdie bos om te gaan uitvind wat hier aangaan. En die volgende oomblik uit hierdie bos uit kom daar 'n stem wat met hom persoonlik praat. Moses, Moses. Jy kan dink dat Moses ontsettend groot geskrik het en ontsettend bang was. Dit was ons Here wat met Moses gepraat het. En ons het hier gelees, ons Here gee dan vir hom die opdrag, jy Moses wat uit Egipte weggevlug het en die Farao wat jou wil doodmaak, jy moet nou na die Farao toe gaan om vir hom te sê hy moet die Israeliete gaan los. En jy moet na die Israeliete toe gaan en vir hulle gaan vertel van hierdie groot God wat dit vir jou gesê het. En ons het hier geloos. Moses het 'n probleem daarmee. Hy sê vir die Here, nee Here, ek is nie die regte persoon nie. Ek kan dit nie doen nie. En hy's te bang, hy sien nie kans nie. En dan is dit asof ons Here vir ons sê, Moses, maak jou oë oop. Wat sien jy hier voor jou? Jy sien 'n doringbos wat brand en brand en brand en wat nooit uitbrand nie. Ek praat met jou deur hierdie doringbos. Ek sê vir jou, net soos hierdie ding nooit uitbrand nie, so is ek die Here ook. Ek sal nooit ophou om te bestaan nie. En dit is hoekom ons Here dan ook, as Moses vir hom vra, maar Here, wat is die naam? Dan sê vir hom, ek is. So eenvoudig soos dit, baie eienaardig. Ek is. Ek bestaan. Ek hou nooit op om te wees nie. Nou, op skool, en ek dink in julle huise, het julle skoolkinders ook nou al geleer, juffrou wat jou leer in taal in Afrikaans, dat taal het verskillende tye. Ons praat van
konstruksies. Juffrou sê gelede, daar is 'n verlede tyd, daar is 'n hede en daar is 'n toekoms. Ons kan ook sê daar was 'n gister, daar's 'n vandag en daar is 'n môre. Nou ek wil aan die hand van hierdie glase wil ek vir julle dit probeer verduidelik. Terwille van ons kinders spesifiek. Hierdie is 'n leë glas, die eerste een. En ons kan sê dis die verlede. Dit is gister. Hier was koeldrank in gewees, maar hier is nie meer nie. Nou, so daar is nie meer nie. Die verlede gister sê daar is nie meer nie. Hier is koeldrank in. Dit is die nou. Hier is koeldrank in. Hoor jy mooi? Hier is, dit is nou. Ek kan amper sê dit is soos, dis vandag. En hierdie is môre. Môre het nog nie gekom nie, jy kan doen wat jy wil. Maar môre eers gaan hier koeldrank ingegooi word. Op die oomblik is hier niks in nie. Ek hoop julle verstaan en maas, julle gaan asseblief vir die huis moet gaan verduidelik weer. So, ons kan sê, hier was in gewees, hier is en hier sal vorentoe in wees. Hierdie is die is, dis vandag. Nou hier is nog 3 glase en hulle almal is vol. As ons Here sê, ek is, in Hebreërs 13 vers 8 staan daar, God was, God is, en God sal tot in alle ewigheid wees. Met ander woorde is die Here daar vir Moses sê, Moses, ek is. Dan sê hy vir hom, ek gaan nooit ooit ophou bestaan nie. Ek kan nie. By my is daar nie 'n verlede sê die Here of 'n hede of 'n toekoms nie. Ek is ewig. Dis wat die Here daar vir Moses sê. Ek is ewig en ek wat ewig is, dis ek wat jou na die Farao toe stuur. En ons is nie ewig nie. Ons almal word gebore. Ons almal gaan sterwe. In sommige gevalle is dit 'n babatjie voorgeboorte, baie jong, bietjie ouer, iemand in die middeljare, die vleur van sy lewe. En so kan ons aangaan. Iemand wat oud, baie oud is. Ons almal gaan sterf. Ons is nie ewig nie. En ek kan dink vir julle kinders, dit klink hartseer. Dit klink morbied, dit klink asof dit iets is wat jy moet bang maak. Maar tog, daar's iets wat jy moet weet. En daar's iets wat jy jou eie moet maak. En dit is dat ons Here wat sê, hy is die ewige. Hy is. Hy het jou, hom, aan jou vasgebind. Dis die leer van die verbond. God wat hom van sy kant af uit genade uit sonder ons in ons hom aan ons verbind deur Jesus Christus. Weet jy wat hierdie Here wat is, sê vir jou, al is jy baie klein en al verstaan jy nog nie. Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. En dit is ook die krag van die doop, die verbondsluiting wat aan ons bekragtig word vir ons as ouers. En omdat hy wat is sê jy's myne, daarom mag ons
As kinders van ons Here sê, ek is syne. Ek behoort aan hom. En dit is wat ons enigste troos in lewe en in sterwe is. Ons het dit nou saam bely ook. Hy wat is, die ewige sê, ek het my aan jou gebind. As hy wat sê ek is, homself aan jou verbind het, dan is daar baie beloftes saam met dit. So dit saam bely ook. As hy sê ek is, dan sê ek is die Vader. Ek is jou Vader. Romeine wat sê ons mag ons Here aanspreek as Abba, Vader. Letterlik. Daai woordjie Abba beteken pappie. So naby is ons aan hom. Dis hy wat jou gemaak het. En ook vir ons kinders. Dis belangrik om dit vir ons as ouers vir ons kinders te sê ook. Elkeen van ons is uniek. Elkeen het eie gawes. Niemand is dieselfde nie en niemand lyk dieselfde nie. Niemand kan dieselfde dinge doen nie. God het jou gemaak. Uniek soos hy wil hê jy moet wees. Ons bely dis die Vader wat ons versorg. In myself sê ek niks. Leer jou kinders, leer hom dit van kleins af. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Ja, dis die werklikheid. Ons verstaan nie sekere dinge wat ons Here toelaat in ons lewens nie. Ja, dis die werklikheid. Maar ons Here sê alles jou ten goeie. Ons verstaan dit nog minder. Maar ons glo dit. Hoekom? Want ons sien net so ver as hierdie lewe van is. God waak oor jou, ook met die oog op die ewige lewe. En alles is jou ten goeie, sê ons Here. Dis die Vader. As hy sê ek is Jesus Christus, in Grieks is daar in die Nuwe Testament baie uitdrukkings van ego eimi, wat letterlik beteken ek is. Dan sê ons Here Jesus uiteindelik, ek is die een wat jou so lief het en leer jou kind van kleins af om sy of haar naam daarin te sit ook. Ek het jou so lief dat ek my eie lewe vir jou gegee het. En deur my verlossing, deur my versoening, het ek jou my kind gemaak. En daar's so baie beloftes onder een hoof verenig. Ons is die Here se, nie Satan se nie, en ons behoort aan hom in lewe en in sterwe. En as ons Here sê ek is, dan sê hy, ek sê Heilige Gees. Ek is die een wat jou geloof gegee het. Geloof, en ek sê dit altyd vir die katekisasie kinders en ek het in 'n erediens ook al baie genoem. Geloof is niks anders as superglue nie. Dit wat jou aan ons Here Jesus vasbind en niks en niemand kan jou loskry van hom. Dis die Heilige Gees wat vir jou geloof gee. En dis die Heilige Gees wat vir ons liefde gee. Liefde vir God, liefde vir mekaar, liefde ook vir jouself. Sodat ons ook gewillig bekwam is om in liefde God se wil uit te lewe. Ek is bevrees julle as ouers met huiswerk hierdie week om dit vir jou kind te gaan probeer konkretiseer, maar net daai ding. Hy wat sê ek is, hy's Vader, Seun, Heilige Gees van jou kind. Van jou kind. Nie sommer net in die algemeen nie. Soos dit saamvat. Dis 'n lewende God. Hy is. Hy's altyd, hy's oral. Hy's in jou, hy's met jou, hy's om jou en so kan ons aangaan. Hy's die bron van die alleroorvloedigste mooi in hierdie lewe. Hy wat is, het gesê jy's myne. Ek het my aan jou vasgebind. Niks en niemand gaan my ooit van jou skei nie. En daarom
Soos 'n Moses wat gesê het, Here, kyk hierdie verskriklike moeilike ding wat vir my voorlê in jou eie lewe. Hy wat is, sê ek laat jou nooit ooit alleen op jou eie nie. Ek is jou bron van krag. Romeine 8, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Wat 'n voorreg om te kan sê, hy wat sê, hy is my God. Amen. Kom ons sing ook as deel van eintlik van die woordverkondiging. Skrifruiming 12:3. Ons sing vers 1 en vers 2. Enigste Here, enkelwese, Vader, Seun, Heilige Gees, ons glo in U met ons hele hart. En dit is ons belofte wat ons as ouers afgelê het ook teenoor ons Here, dat ons kinders sal lei en begelei in voorbeeld in wat ons sê, wat ons doen, sodat hulle ook mag besef en mag glo, die Here is hulle God. Kom ons sit net so dan sing ons dit saam. Daarom kniel ons in gebed voor U Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ons bid dat U deur die Gees uit die rykdom van die heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in ons harte mag woon. Dat ons in U liefde gewortel en grondves mag wees. Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van U strek in Christus. Mag ons U liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag ons heeltemal vervul word met U volheid. Aan U wat deur U krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan U kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou
geleentheid dan gee ook vir die liefdegawe. En dan terwyl ons ook rustig luister na Ruben wat weer vir ons speel, dankie daarvoor. En daarna, sonder dat ek dit gaan aankondig, sing ons skrifberuiming 1-2, vers 1, 2 en 3. Weereens Vader, Seun, Heilige Gees, hom wie ons eer.
Ons Here seën jou en hy beskerm jou. Ons Here het tot jou redding verskyn. Hy is jou genadig. Ons Here verhoor jou gebede. Hy skenk aan jou sy vrede. Ons vra net dat die katekesasiekinders en almal betrokke by katekesasie asseblief net sal agterbly vir die opening.